Ek wil vanmôre met jou net 'n paar gedagtes wissel uit die woord van die Here uit en blaai saam met my so lank na die boek Openbaring. Die boek Openbaring. Dis 'n besonderse boek. Dis glad nie 'n moeilike boek om te kry nie. Hy is heel laaste in die Bybel en almal weet gewoonlik baie maklik hoe om daar uit te kom. Ons gaan sommer by hoofstuk 1 vers 1 vanmôre begin en net 'n paar gedagtes uit hierdie wonderlike boek met mekaar deel. Nou Openbaring is 'n boek waarvoor mense bang is. Laat ek gou die hande sien. Wie van julle het al die hele boek Openbaring deurgelees? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ek hoop na vandag gaan ek jou inspireer om die boek Openbaring sommer een keer 'n week te probeer deurlees. Dis die enigste boek in die hele Bybel wat beloftes het, voordele het vir die wat daardie boek lees, en ons gaan dit sien vanmôre, 'n pragtige boek. En rede hoekom mense bang is om die boek Openbaring te lees, is omdat ons bang is vir die Gog en die Magog en die Goggas en al die goed wat gaan gebeur in die laaste dae, en ons wil liewers nie, ons het baie keer 'n volstrysmentaliteit. Ons dink as ons dit nie weet nie, gaan dit nie gebeur nie. Ek het nuus vir jou, dit staan geskryf, dit gaan gebeur. So jy kan net sowel voorbereid wees, sodat jy saam met my en die res van die kerk opgewonde kan wees oor dit wat die Here besig is om te doen. Maar as dit net nou genoem van, as jy bietjie in die nuus kyk, en die media kyk, en wat gebeur, daar in Israel, en Iran, en Irak, en in Rusland, en die oorlog, en China, en al die dinge wat gebeur, dan wil ek vir jou sê, die skaakstel, die putte, die bord, is besig om geskuif te word, sodat die boek Openbaring in vervulling gaan kom. Want hy gaan. Want God het gesê. En daar staan geskrywe. So moet nie bang wees vir die boek Openbaring nie. Ek gaan jou vanmôre motiveer om meer tyd te spandeer in hierdie boek. Die awesome ding van hierdie boek, omdat hy laaste is in die Bybel, ek weet nie wie van julle was soos ek met Afrikaans op skool nie. Wie van julle was lui om te lees? Steek jou hand op. Alright. So jy moes 'n manier kry, daar was nog nie chat gewees nie. Jy kan nie vir chat gevra het, som vir my hierdie boek op in 'n hoofstuk of 2 nie. Vandag kan jy dit doen, is baie makliker. Maar jy moes nog gelees het. En toe vind ek uit, in die laaste 1 of 2 hoofstukke van die boek, is die belangrikste om te lees. As 'n karakter nie meer daar is nie, beteken dit hy's dood. So ek het die laaste 2 hoofstukke van die boek gelees, en dan het ek die res gegorrel. En ek het geraai wat het gebeur, en hulle is bymekaar, en die 2 is toe getroud. Okay, nes ek gedink het, dit het gebeur. Maar net so die boek Openbaring, wat die laaste boek in die Bybel is, kom sê vir my en vir jou 'n paar goed wat in hierdie Bybel dwars deur dieselfde gaan wees, en maklik is om te verstaan. En die eerste een, wat jy moet onthou as jy vandag hier uitstap, jy hoef nooit weer te wonder of te twyfel, of enige misinformasie rondom dit nie. Ek wil vanmôre proklameer, Jesus bly op die troon. Alraai, dis die laaste boek, en hy's daar op die troon. So dit beteken hy's altyd oral op die troon. Daar gaan niks gebeur wat hom onkant vang, en wat hom kan onttroon nie. Hy bly op die troon. Die tweede belangriker ding, wat die boek Openbaring vir my en vir jou gaan leer, is Jesus kom weer. Kan iemand amen sê daarop? Jesus kom weer. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie. En die derde belangrike ding, Jesus gaan my vat na waar hy is. Wie van julle kan nie wag vir daai dag nie? It's amazing. Dis al wat ek en jy nodig het om te weet. Dis vir elkeen van ons. So kom ons kyk na die titel van hierdie boek, die Openbaring van Johannes, the Revelation of St. John, the Divine. Wat beteken dit divine? Is die een wat kan sien, of die waterwyser, divine. Met ander woorde, die profeet, die rigtingwyser. Hierdie Johannes was die langslewende disipel van Jesus gewees, die oudste disipel van Jesus, en hy was tussen die ouderdom van 90 en 100 jaar oud, toe hy vir ons die boek Openbaring skryf. Amazing, né? Jy dink pensioen, niks pensioen nie, jy werk totdat die Here jou kom haal. Ek voel ek moet dit vir iemand gesê het vanmôre wat bid oor pensioen. Daar is nie sulke goed in die koninkryk nie. Jy werk tot die Here jou kom haal. En wat amazing is van hierdie boek,
wat Johannes vir ons skryf, die boek Openbaring, en die rede, en hier is baie interessant, wat is die rede hoekom Johannes hierdie boek skryf en hoekom Jesus hierdie boek vir hom gee? Baie eenvoudig, sodat ek en jy gereed kan wees. Was dit nie die eerste song vanmôre gewees nie? Ek wil gereed wees. Jy kan nie gereed wees as jy nie weet wat staan in die boek Openbaring nie. Jy het nodig om te weet wat staan in die boek Openbaring. Jy moet gereed wees. En dan word hierdie boek vir ons geskryf en hy sluit af met 3 ongelooflike belangrike verse in Openbaring 22. Jesus sê, en kyk, ek kom gou. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hy wat dors het, kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Hy wat het getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Heer Jesus. So Johannes het 'n baie belangrike deel van die Nuwe Testament vir ons geskryf, hierdie boek geskryf deur Johannes, en nou gaan ons vanmôre bietjie na hierdie eerste 3 verse saam kyk en hoor wat leer Jesus ons vanmôre deur hierdie woord. Onthou net een ding van Johannes, sommer so 'n bietjie ter agtergrond, is Johannes op hierdie stadium op die eiland Patmos. Hy is in exile. Hulle het hom gearresteer en hulle kon hom nie doodkry en uit die pad kry nie, toe gooi hulle hom op hierdie eiland. 'n godsverlate eiland. Terrible plek om te wees. En daar op hierdie eiland het hy hierdie visioen wat hy ontvang, hierdie openbaring van Jesus, maar hy is eintlik die pastoor van 7 gemeentes daar in Klein-Asië, Wes-Turkye. Hy is die area hoof of die synode voorsitter van 7 gemeentes wat hy bedien, en nou kan hy is nou hier in die gevangenis, en die Here lê op sy hart en hy sê, skryf hierdie woorde wat ek met jou gaan deel. So die eerste plek, aan wie skryf Johannes hierdie brief? Aan sy 7 gemeentes. En dit sien ons in die sendbriewe, en ons gaan dit sien in Openbaring 2 en Openbaring 3. Moenie worry, ons gaan nie die hele Openbaring deurlees vanmôre nie, maar jy gaan dit sien as jy daar kom. Die 7 briewe aan die 7 gemeentes. Nog 'n interessante ding sien ons, as ons kyk na die afgelope 2000 jaar van kerkgeskiedenis, want wanneer is die kerk gebore? Wie weet wanneer is die kerk gebore? Ek praat nie van Ecclesia gemeente nie. Ek praat van die kerk van die Here Jesus Christus. Wanneer is hy gebore? Op Pinksterdag in die boefretrek, toe die Heilige Gees op hulle gekom het, soos tonge van vuur is op hulle gesien, en hulle het in tale begin spreek, en wie het onder die gesalwing van die Heilige Gees begin preek? Wie? Petrus, die een wat nou die dag nog Malchus se oor afgekap het. Nou kom die Heilige Gees oor hom en hy begin preek, en hoeveel kom tot bekering daar die eerste diens wat gehou word? 3000, broer, het julle plek? 3000 kom tot bekering op Pinksterdag, die kerk word gebore. So, nou vat jy van die kerk gebore is 2000 jaar terug tot vandag toe, en dan sien jy in kerkgeskiedenis is die kerk deur 7 fases, deur 7 eras, wat die hoogtepunte was in kerkgeskiedenis. En as ons dit dan indeel in hierdie 7 briewe, dan gaan ons sien dat hierdie 7 briewe ook die 7 tydsgrepe van kerkgeskiedenis saamvat. En waar dink jy, by watter gemeente is ons vandag? By die laaste brief. By die 7de gemeente. Dit maak my opgewonde. Wat kom na 7? Jesus. Hy kom ons al. Right, so dis baie interessant. Daar Johannes het die boek geskryf, en Johannes stuur hierdie boek, en nou sê hy in vers 1 die openbaring van, wat staan daar in jou Bybel? Hy begin te skryf, en hierdie is die belangrikste woorde, wat sê hierdie boek vir ons? Die openbaring van Jesus Christus. Ouens, wat gaan gebeur as jy tyd spandeer in die boek Openbaring? Jy gaan nie die anti-kris ontmoet en uitvind, jy gaan Jesus ontdek. Jy gaan sy genade ontdek. Jy gaan sy beeld ontdek. En dis waaroor hierdie boek handel
ek en jy moet dit van die begin af reg lees, want as ons na die boek Openbaring kyk, is dit nie maar net nog 'n profesie om te verstaan nie, anders gaan ek en jy die doel heeltemal mis. Dit gaan oor 'n persoonlike ontmoeting met Jesus. En ja, ons gaan wel 'n paar Bybelprofesieë sien, en ons gaan bietjie Bybel geskiedenis leer uit die Ou Testament uit wat hierin ingetrek is en vasgevang word, maar jy gaan Jesus ontdek as koning op die troon. So Johannes weet, dis wat die 7 gemeentes nodig het om te hoor. Hulle het nodig om te hoor, Jesus is op die troon. Keiser Nero maak die Christene dood. Hy verniel hulle. Hy kom hulle by met die swaard en hy brand hulle op die brandstapels, en daardie 7 gemeentes gaan deur ongelooflike verdrukking, soveel as wat ek en jy nie ken en hopelik sal ken in ons lewe nie. Maar hierdie 7 gemeentes betaal met hulle lewe vir die evangelie. En Johannes weet, al wat hulle nodig het om te hoor, om staande te bly, is Jesus is op die troon. En ek het vandag vir jou nuus, al wat ek en jy nodig het om te weet in die dag en tyd waarin ons leef, is Jesus is op die troon en hy regeer tot in ewigheid. Die openbaring van Jesus Christus wat God aan hom gegee het. Wat God aan wie gegee het? Aan Jesus. Alles wat Jesus het, kom van God af, en alles wat Jesus doen, doen hy vir God die Vader. Jesus is die inhoud, maar hy is ook die agent, en dit gaan oor Jesus Christus, maar dit kom ook na hom toe, en dit gaan ook deur hom, wat beteken wat God hom gegee het. In Filippense 2 vers 5, 6 en 7 leer die woord ons, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Jesus, seun van God, het aarde toe gekom as 'n baba in Bethlehem 2000 jaar gelede, steeds goddelik, sal altyd God wees, maar het al sy vermoëns en kragte neergelê om mens te word. Die woord sê so mooi in Johannes, hy sê in die begin was die woord, Johannes 1 vers 1, en die woord was, by God, en die woord het vlees geword en onder ons kom. Daai woordjie woon is 'n interessante woordjie. Dis die Griekse woordjie tabernakel. Jy het al daai woord gehoor iewers. Wat beteken tabernakel? Hy kom tent opslaan tussen ons. Is dit nie mooi nie? Jesus het sy goddelike gestalte neergelê en kom tent opslaan tussen ons. Nou sê vers 7 en vers 8 van Filippense 2, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En dit ontsluit soveel van ons geloof. Jesus het net soos ek en jy geword, maar sonder sonde. Loof die Here daarvoor. Hy is ons voorbeeld. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Nou, hier's een van die goed wat ons dan sê in ons dag, as hierdie goed gou moes gebeur, en dit is al 2000 jaar, het ons iets gemis. Wat beteken dit? Dit moet gou gebeur. Het dit klaar gebeur? Daar's teoloë daar buite wat sê, ons leef nou in die 1000 jaar van vrede. Nou, ek wil vir jou sê, as hierdie 1000 jaar van vrede is, dan weet ek, dan wil ek nie hemel toe gaan nie. As hierdie plek is van vrede, met al hierdie terrible dinge wat hier gebeur en wat ons beleef, nee, ek dink nie so nie.
Die woord gou of spoedig is die woordjie in die Grieks en takon. En takon, dieselfde woord wat ons gebruik vandag in die Engelse term, verskoon my Engelse term vir die motormanne en die motormax. Hierso is die woordjie tachometer. Wat is 'n tachometer? Wat doen 'n tachometer? Dalk 'n ander woord wat jy beter gaan verstaan, 'n ref counter. Hy meet die omwentelinge, die revolusies. Hy hou sy oog op die momentum en hy sê vir jou hoeveel revolusies draai hierdie masjien. So wat hier eintlik staan in Openbaring 1 vers 1 is die openbaring van Jesus Christus wat God aan hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wanneer die refcounter bietjie opgaan. Moet jy weet, dis nie meer ver nie. Jy weet ek nie van jou nie, maar ek check hy refcounter. Soos wat Mars vanmôre gesê het, sy check die nuus. En sy sien wat gebeur. En sy sien Israel. En sy sien Iran. En sy sien Amerika se betrokkenheid. En Rusland wat wil betrokke raak met hulle oorlog in Oekraïne. En al die goed wat gebeur. En dit raak my en jou direk. Want die dieselprys gaan op. En as die dieselprys opgaan, dan is daar 'n paar ander goeders wat 'n effek het. Dit is so 'n kettingreaksie, dit is soos 'n domino's, jy stamp net een en dan gaan alles. Wie van julle maak al blikkies kos bymekaar by die huis? Ja, jy gaan nie jou hand nou hier opsteek nie, want dan klink jy dalk ongelowig. Maar as met 'n bietjie opstok, jy weet. Ek het nuus vir jou. Die woord sê die tachometer gaan vir ons die indikasie wees om te toon wat gou moet gebeur. En wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Aan Jesus, deur Jesus, aan Johannes. Nou let op, te toon of te wys. Die Griekse woordjie, semaino, wat sê gee 'n teken of 'n kode. Wys hom die teken of die kode, die openbaring van die Vader aan Jesus Christus, deur Jesus Christus, na Johannes, die kode, die teken wat vinnig op mekaar moet gebeur. Wil ek sê kode? Wat se kode? Ja, die taal van openbaring is kodes. Dis nie net 'n boek wat enige ou kan optel en lees en verstaan nie. Dis dalk hoekom ons bang is vir openbaring. Wie van julle het al probeer om openbaring te lees en agtergekom? Nee man, wat se goed is hierdie? Staalgedrogte met vlerke wat vlieg en vuur spoeg en nee wat, ek weet nie. Far-fetched. Sci-fi movie. Verstaan nie wat in openbaring aangaan nie. Hoekom 'n kode? In die eerste plek, dis met kodes geskryf om te beskerm. Toe hierdie gesirkuleer word aan die 7 gemeentes in Klein-Asië en ook buite hulle mure aan ander Christene, was dit gevaarlik. Dis 'n gevaarlike boodskap. As Romeinse agente geweet het dat daar direk van hulle gepraat word, sou die kerk uitgewis word. Dit was gevaarlik. Dit sou erge gevolge gehad het vir die kerk. So daar is 'n kode sodat die kerk beskerm sou word. Daar's beeldspraak gebruik. So dis een van die goed wat jy gaan sien as jy die boek Openbaring lees. Tweedens, om ondersoek uit te lok. Wie van julle like kodes en puzzles en blokkies raaisels en goed wat jou 'n bietjie trigger, dit maak dat jy bietjie verder wil dink. Wie van julle like dit? Jy wil bietjie intellektueel gestimuleer word. Jy wil bietjie gaan krap vir 'n antwoord en navorsing doen. Dis wat hierdie boek doen. Die kodes van die Bybel, letterlik elkeen van hulle word in die Ou Testamentiese skrifte gevind. Nou is die interessante ding. Daar's letterlik meer as 400 direkte verwysings na die Ou Testament wat jy in die boek Openbaring vind. 400. So hier is die vraag. Wie van julle het al die hele Ou Testament onder die knie? So jy behoort so 4 te wees wat Openbaring gaan verstaan.
Want ek het dit nodig om Openbaring te verstaan. Hier's 'n paar goed wat in die Bybel vir my gaan word. Daar's letterlik niks niets in hierdie boek wat nie reeds in die Ou Testament vermeld word nie. Wat beteken, as jy die boek Openbaring wil verstaan, moet jy jou Bybel ken, en dit was God se doel met hierdie boek. God wou hê ons moet in sy woord wees. So, om die boek Openbaring te verstaan, moet jy eers na die res van die Bybel kyk. Derdens, hoekom word hierdie boek in 'n raaisel geskryf? Om emosie op te wek. Dis nie net drake met horings nie, maar ook die hoer van Babylon. Openbaring kan nie gelees word as 'n gewone boek nie. Nee, dit lek emosie by my en by jou. Dit steek my en jou aan die brand. Dit kry ons aan die beweeg, sodat ons ander kan help om in rad te kom. Jy kan nie die boek Openbaring deurlees en dis net, dit was nou 'n interessante boek gewees. As jy Openbaring deurgelees het, dan wil jy alle ongereddes gryp en sê jy met jou hart en lewe vir Christus gee. Die koms van die Here is voor die deur. Daar gebeur iets by jou. Is die Openbaring 1 vers 2 is aan Johannes gegee wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. So ek skryf dit nie net neer nie. Ek druk ook my seël van goedkeuring daarop en ek getuig daarvan. Vers 3 sê, en dit is 'n wonderlike vers, hierdie vers 3, dit is die enigste boek wat met 'n sekere belofte gepaard gaan. Geen ander boek van die 65 boeke spesifiseer enige spesifieke belofte as jy daardie boek sou lees nie. En hoor wat sê vers 3, salig is hy wat die woorde van die profesie lees. Nou kan ek gou die hande sien, wie van julle wil almal salig wees? Salig, welgeluk salig, blessed, geseënd, voorspoedig. Lees die boek Openbaring. Hierdie boek Openbaring hou vir my en vir jou so baie waarheid en inhoud. Dit forceer my om met elke woord te deel. Nie net sommige woorde of terme nie, maar alle woorde en terme. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor. So of jy dit lees, maar ook die wat dit hoor, die wat dit ondersoek, die wat toelaat dat dit insink, hulle gaan gebless wees. Maar kyk, hier's 'n derde deel in vers 3. En bewaar. Sien jy dit in jou Bybel? Staan dit daar? Salig is die wat dit lees, salig is die wat dit hoor, salig is die wat dit bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Daai woordjie bewaar, die Griekse woord terio, wat nie beteken nie om te bewaar soos in 'n kluis nie, maar keep at it. Hou aan om dit naby jou te hou. Hou vas daaraan. Konstante hantering daarvan. Nou hier's die sleutel van Openbaring, ouens. Is in hierdie eerste 3 verse. Nie net is die boek Openbaring vir jou gegee om te lees nie, dis 'n konstante openbaring van God. En die pad van openbaring, die pad van konstante hantering van die boek van God. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En ek dink daar is soveel van ons gemeentes, hierdie gemeente, wat dit nog nie begryp nie. Ons verstaan nie waar pas alles in mekaar in nie. Ons kom elke Sondag kerk toe, ons aanbid die Here, ons kom voor hom met lofsange en lofpryse, ons vat 'n stukkie woord, ons draai die hele week daaraan dink,
Ons probeer om nie deur die week te kwaad te word en ons heiligmaking te verloor nie, sodat ek maar net volgende Sondag weer by die kerk kan uitkom en sê, "Sjoe, dis 'n week later, ek het daarom nog staande gebly." Is dit waaroor die lewe gaan, ouens? Come on, sê vir my, is dit waaroor dit gaan? Dit kan nie wees waaroor dit gaan nie. God nooi my en jou in 'n konstante verhouding van groei in en sê ek wil myself aan jou openbaar elke dag, elke oomblik, elke sekond wil ek met jou wees. Ek wil hê jy moet bewus wees van my en ek gaan by jou wees. Ek wil hê jy moet weet ek is altyd met jou. En dis waaroor die boek Openbaring gaan. Jy wat daaraan bly, jy wat aanhou om die boek te lees. Maar onlangs 'n studie het gevind, en dis baie insiggewend nogal, dat die gemiddelde Christen gereeld kerk toe gaan. Wie dink dit klink reg? Die studie sê die gemiddelde, dis die konklusie, 'n gemiddelde Christen gaan gereeld kerk toe. Alwyn, klink dit reg vir jou? Klink of wat so moet wees? Maar in die opstelling van 'n fynere definisie daarvan is gemiddeld beskryf as 1 maal 'n maand. Dis die verstaan daar buite van gemiddelde kerkbywoning. As 'n gemiddelde Christen sê ek's 'n gemiddelde kerkbywoner, dan sê hy ek gaan 1 keer 'n maand kerk toe. Dis mos average. Klink dit vir jou reg? Ja, nee, ek hou van wat die pastoor sê vanmôre. Ouens, God is deel van elke dag van my. Elke dag gereelde kerkbywoning kan nie 1 keer 'n maand wees nie. Dan wil ek 'n gereelde prediker word. Ook net 1 keer 'n maand preek. Dit sal nice wees. Die woorde salig is die wat die woorde konstant hoor, konstant daarmee deel, konstant in die woord is. Aanhou om dit te doen. Die woord van die Here sê in Psalms, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Wat is God se opdrag aan Joshua? Jy moenie laat hierdie wetboek uit jou mond en uit jou gedagtes afwyk nie. Jy moet konstant daaroor dink. Jy moet dit praat, jy moet dit sê, jy moet dit leef. Dit moet deel word van jou. Hierdie woord word deel van jou. Hoor wat sê die Engels, so mooi vers 3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein. For the time is at hand. Sien hoe bring die Engels uiteindelik baie meer. Hy beskryf dit baie meer korrek as die Afrikaans. So kom ons sê vir mekaar die volgende. Is jy op jou knieë meer as ooit van tevore? Staan jy elke dag voor God meer as ooit van tevore? Soek jy sy teenwoordigheid en sy nabyheid in jou lewe meer as elke dag van tevore? Soek jy sy plan en sy wil vir jou lewe meer as elke dag van tevore? Maak jy tyd vir hom meer as elke dag van tevore? As jy nie kan sê ja nie, wil ek vir jou sê jy is nie in die woord nie. Lees, hoor, doen. Ek hoor baie keer mense sê, as ek eendag in die hemel kom, gaan ek daarom nou 'n bietjie vir Petrus hierdie vraag vra. Of ek weet baie vrouens gaan in die ry staan vir Paulus. Hulle wil weet hoekom het hy gesê hulle moet stil bly by die kerk en hulle mans by die huis vra. Hy explains nie hy nie. Maar hy gaan baie moeilikheid hê. Daar's sekere ouens wat sekere vrae vir sekere ouens. Kom aan, wees eerlik, wie het bietjie al gedink en jy het 'n paar vrae vir ouens daarbo wat jy wil weet. Help net bietjie vir my hierdie verstaan. Hoe het jy dit reg gekry? Wie van julle het sulke vrae? Niemand nie. Daar's 'n paar wat sê nee, ons het 'n paar vrae om te vra. Ek wil weet.
En dan gaan enig vir die Here vra, hoekom het hierdie goed gebeur in my lewe? En hoekom het hy hierdie toegelaat? En hoekom was hy nie hier nie? En hoekom moes dit so gewees het? Baie ouens is gereed om vrae te vra. En dis great. Jy moet jou vrae hou. Jy weet, as ek die boek Openbaring verder gaan lees, gaan jy saam met my sien. Kan jy onthou Jesus sê, ek het die trane afgedroog en daar was geen meer trane in die hemel nie? Wie het dit al raak gelees? Dis in Openbaring. Great. Hy het die trane afgedroog. Met ander woorde, ouens het in die hemel gehuil. Hoekom dink jy gaan jy in die hemel wil huil? Wie van julle beplan om in die hemel te gaan huil? Dat ek nie anders sien. Dit is nie juist jou beplanning nie, is dit? Maar die woord leer my, Jesus sal die trane maar afdroog, want daar gaan 'n geween wees, maar dan gaan hy die trane afdroog en dan gaan ons nie weer huil nie. Hoekom gaan ek wil huil in die hemel? Dalk in die eerste plek vir die wat ek gedink het daar gaan wees, wat nie daar is nie. Dalk in die tweede plek vir die wat ek gedink het nie daar gaan wees nie, wat daar is. Ek beloof jy gaan surprise kry eendag. Want my God is 'n God van genade. Ek sê nou die dag vir iemand wanneer net om 'n bietjie konteks te skep oor vir wie die hemel voorberei is en hoe ons daar gaan kom. Alwyn, wanneer jy in die hemel gaan inkom. Hier kom Alwyn by die poorte in gestap. En dan staan die engele regop. En hulle salueer hom. En daar's 'n trompet gespel. En hulle sê, "O, hier's Alwyn, daai perfekte ouderling van die Ecclesia gemeente. Hy het dit gemaak. Hy was so awesome. Great Alwyn, 10 uit 10 vir jou. You made it." Is dit wat gaan gebeur in die hemel? Of met alle liefde en respek gaan die engele na mekaar draai en sê, "Wat soek hy hier? Hoe het hy hier gekom?" En dan sê Jesus, "Ek het hom gered." Jy sien, maar die hemel gaan oor Jesus. En dan gee die engele hom eer en sê, "U is 'n amazing God, ons sou hom nie gered het nie. Maar U is amazing," Hy sê, "He's amazing. Ek sou myself nie gered het nie, Alwyn. Maar sy genade vir my is genoeg." En dan sê Jesus, "Ek gaan die trane eendag kom afdroog." As jy die boek Openbaring begin lees en hy gaan hom vir jou oop, dan groei in jou verhouding met die Here meer as ooit van tevore. So ek wil jou nooi. Ek wil vanmôre so ietsie kom oopbreek het van 'n moeilike boek en ek wil vir jou sê dis nie moeilik nie. Nou in ons gemeente het ons ook sondaande woordskool. Ek hoor julle dit nou die laaste ruk ook hier by julle. Ek dink Jacques doen Johannes, Evangelie van Johannes. Ons het so 12 jaar terug begin by woordskool en elke Sondag aand in ons gemeente het ons woordskool en ons groei vers vir vers deur die Bybel. Ons is nou besig met Matteus en dan doen ek Markus as die Here vertoef om te kom en dan Lukas en dan het ons die hele Nuwe Testament vers vir vers deurgepreek in 12 jaar. En die amazing tool van hierdie is jy kan na enige hoofstuk, enige vers toe gaan, jy kan gaan luister, klik daar en jy hoor wat het ons in woordskool vir mekaar gesê. En ek het Openbaring al 2 keer so vers vir vers deurgepreek. 40 ure. En dis verniet, dit lê op SoundCloud. Dit is 'n toep wat jy op jou foon kan aflaai, SoundCloud. En as jy op SoundCloud is, soek jy vir Sion Gemeente Woordskool en jy sit Openbaring en jy kan vir 40 sessies vers vir vers saam met ons deur die woord van die Here groei. Kom ek vertel gou vir jou laaste ding wat so amazing is. 3 maande gelede staan 'n oproep en 'n pa sê vir my, "Pastoor, ek weet nie of jy my kan onthou nie." As iemand so begin met jy weet wat hy eintlik sê is ek weet ek kom nie baie in die kerk nie. Dit is baie erkentelik van hom. Ek sê ek weet wie hy is. Hy sê my seun is gediagnoseer met Hodgkins
Lymphoma. Kanker. Hy sê dis vir ons nogal 'n groot slag. Hy's maar 34. Nie getroud nie. Hy sê dit is vir ons 'n groot slag in ons huis. Hy's bietjie depressief. Sal jy asseblief met hom kom deel? Ek sê die voorheen, ek sê vir my vrou, ek sou bietjie meer as net depressief gewees het as ek dit hoor en ek ken nie die Here nie. Ek kan verstaan dat die man depressief is. Maar dis die wonder, hulle kom na die antwoord toe, hulle soek die antwoord. En so maak ek 'n afspraak met hom en ek begin met Jan die evangelie deel. Ek vergeet van lymfoma, ek vergeet van die siekte, ek vergeet van al die ander goed en ek deel met hom die waarheid van Jesus Christus en dat so lief God die wêreld gehad het, hy sy enige gebore seun vir jou gegee het, Jan, sodat jou lewe kan nuut word. En hy soos gaan ek gesond word en ek sê Jan vergeet van gesond word, jy gaan 'n kind van God word. En ek deel met hom die evangelie en dan vra hy maar ek sê vergeet nou eers van die siekte Jan, deel met hom die evangelie. Totdat die trane loop, 'n ware deurbraak. En ek bid saam met hom en ek sê Jan, jy's 'n kind van God. Hy sê pastoor, maar ek ken nog nie die Bybel nie. Ek sê Jan, nou moet jy 'n plan maak. Jy moet in die woord kom. Ek sê hier SoundCloud, hier is die tool vir jou. Vat 'n Bybelboek en begin vers vir vers in jou stilte en jou studietyd by die huis om die woord te leer. Luister dit saam met my, vat jou Bybel, maak notas en groei. 3 dae later bel hy my. Hy sê pastoor, ek is nou deur Galasiërs. Watter boek kan ek volgende doen? Galasiërs was 6 aande. Hy het 'n aand 'n dag gevat, 'n ure dag Bybelstudie. Hy sê vir my, watter boek is volgende? Ek sê wel, gaan aan na Galasiërs. Wat die volgende boek? En hy gaan aan met die volgende boek. Laasweek het hy al 5 Bybelboeke in 2 maande, vers vir vers, deur bestudeer. Jan weet hy wie hy is in Christus. Hy verstaan genade. Hy verstaan die kruis. Hy verstaan die ewigheid. Laasweek is Jan gedoop. Ek het nog met hom nie 'n woord oor die doop gepraat nie. Jan kom by my en sê pastoor, ek's reg om gedoop te word. Ek leef nie meer die Christus leef in my. Ek sê Jan, dan doop ons jou. Hy bel my daai oggend, hy sê pastoor, my hare het begin uitval van die chemo. Ek dink as jy my vanmôre doop, gaan jou doopbad vol hare wees. Ek sê Jan, dan doop ek jou laaste, moenie worry nie. Toe ek Jan klaar gedoop het en hy vee sy hare so af, toe sit dit aan die handdoek vas. Maar daar's 'n straal op sy gesig, want hy het Christus. En laasweek sê ons vir mekaar hierdie ding, en dit klink terrible, maar hoor mooi. Naderhand, hy sê vir my, pastoor, ek is so bly wat met my gebeur het, want ek sou sonder Christus gesterf het, as ek nie na hom gesoek het nie. Ek sien dat hierdie siekte my nader kom bring het aan die Here. Ek sê vir hom, alles werk mee ten goeie vir die wat hom lief het. Ouens, laat die woord vir jou begin werk. Bly in die woord, kom in die woord, groei in die woord, leef die woord. So ek wil jou nooi, as jy lus is en jy wil SoundCloud saam met ons begin doen, gaan soek die app SoundCloud. Okay, klank, wolkklank, SoundCloud. Soek vir Sion Gemeente Woordskool. As jy nou regtig nie reg kon nie, WhatsApp my. Wil jy my nommer daar opsit? 082 skryf jy. Kan jy dit nie doen nie? Okay, pastoor Jacques sal dit vir julle gee, of vra vir Alwyn my nommer. Stuur my WhatsApp en sê help. 082 806 4113. Baie maklik. 082 806 4113. Kom in die woord, ouens. Die woord is 'n lamp en 'n lig. En ek kan nie sonder die woord nie. En dan word 'n gemeente daardie stad op 'n berg en sy lig kan nie weggesteek word nie. Man, dis die amazingste wanneer ons 'n gemeenskap verander vir die Here. Vanmôre wil ek vir jou sê, bly in die woord. Stamp by jou langs jou en sê vir hom, bly net in die woord. Nie met harder stamp, jy het nie jou kans gemis. Bly in die woord. Kom ons staan en bid ons saam.
Ewige God en Hemelse Vader, dankie vir u woord. U woord steek ons aan die brand. U woord maak ons entoesiasties. U woord is nuut en vars elke dag. En dankie dat ons daarin u hart leer ken en verstaan. Dankie dat u woord aan ons openbaar wie u is en wat u plan met my is. En dankie dat daar 'n plan vir my is. Dankie dat ek daarin pas in u groot raamwerk, dat u my vashou in die holte van u hand, dat die woord sê Matteus 28:20, ek is met julle al die dae van julle lewe tot aan die volëinding van tyd. U is met my. En ek is opgewonde daaroor. Ek wil bid vir hierdie gemeente, Vader, en dit wat u besig is om deur hulle te doen in hulle gemeenskap. Ek wil bid vir hulle groei. Ek wil een ding bid, Here, dat hierdie gemeente sal wees soos 'n lig, soos 'n stad op 'n berg. En dat hierdie lig nie uitgedof sal word nie. Maar deur ons entoesiasme, deur ons lewens wat verander, omdat ons in die woord is, dat ons mense na u toe sal trek. U woord sê, as jy my oplig en jy my verhoog aan die kruis, sal ek die mense na my toe trek. Mag ons fokus altyd die kruis wees, die genade van Christus. Ons eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen.